Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, ek wonder of u weet watter dier hierdie is. En ek dink die van u wat dit goed ken sal sommer dadelik weet dat dit 'n swart-wit pens is. Nou dit is 'n baie groot wildsbok wat in die beboste grasvelde van Oos- en Suider-Afrika voorkom dan ook. Die koei is 9 maande dragtig en 'n enkele kalf word tussen Januarie en Maart gebore. Die swart-witpens se moontlike lewensduur is tot 19 jaar. So baie interessant oor hierdie diere, ook een van die skaarser diere om te sien in die wildtuin en 'n besondere mooi dier vir my dan ook. Sy ander naam waarmee hy ook bekend is dat hy die leeu's doodmaak. Hy maak wanneer 'n leeu op die rug spring, dat hy dan die horings in die leeu dan ook so inboor dan. So liewe vriende, het ons daar in Johannes 11 vers 39 en 40 lees ons, Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al want hy is al 4 dae dood. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Nou liewe vriende, jy ken hierdie verhaal seker baie goed van Lazarus en hoe die Here hom uit die dood het opgewek het. En net hierdie groot saak hierson, wat sy al gesê het, hy is al 4 dae. Dit is 'n bevestiging dat hy wel dood was. Daar's baie kritici wat sê dat hy net in 'n koma was. Dis nie die geval nie, hy was waarlik dood gewees en die Here het hom opgewek ook. En toe kom die Here en hy sê net dood eenvoudig vir Martha hierdie ding, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Liewe vriende, die Here roep ons na hom toe en hy praat met ons oor hy groter en heerlike werk wil kom doen. Daarom roep die Here ook vir u as sy kind tot diens, oor hy 'n groter en heerliker werk wil kom doen. En daarom moet ons die Here vertrou en aan hom gehoorsaam wees. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir die Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. En dis juis hierin dat die Here moet verheerlik word in alles wat ons doen. Dis die diens waartoe die Here elke kind van die Here roep, om sekerlik so op te tree dat die Here in elke opsig verheerlik word. Dis wat jy vir die Here moet doen. Partykeer dink mense as hulle nie iets groots doen nie, dan doen hulle nie iets vir die Here nie. Die Here vra nie van ons om altyd iets groots te doen nie. Die Here vra van ons hierdie saak, dat wat ons ook al doen, ons tot die verheerliking van God doen. Dit sal daartoe lei dat mense na die Here toe getrek word. Die Here vra ook van ons dat ons getuies moet wees. In Handelinge 1 vers 8 staan daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem. En nou wil ek 'n baie belangrike woordjie net uitlig. Ek dink jy ken hierdie teksvers goed, maar die Bybel sê nie net dat jy dit in Jerusalem sal wees nie. Hy sê sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. So jy gaan nie net in Jerusalem wat hulle getuies sou wees nie, maar ook op ander plekke. En net so is dit in u lewe ook. Dis nie net daar by die kerk wil ek sê wat ek 'n getuie moet wees, of by die huis nie, nie net by die werk nie, maar oral waar ons mag bevind, moet ons hierdie getuie wees. Dis waartoe die Here ons roep. En die Here wil hê dat ons sekerlik daar so as getuies moet optree tot eer van sy wonderlike naam ook. Dan liewe vriende, moet ons sekerlik ook stil staan by 1 Korintiërs 15 vers 58. Vir my altyd die teksvers wat wys hoe ons moet wees, wat ons gesindheid moet wees, hoe ons moet optree tot hierdie saak wat die Here vir ons vra. En daar staan, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Is dit nie 'n wonderlike ding om te weet nie? Ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Ons kan dit altyd doen, ons moet dit altyd doen, of dit nou moeilik of sleg, of ons so voel of nie voel nie, altyd, nie net gedeeltelik nie, maar oorvloedig in die werk van die Here moet ons wees. Onbeweeglik. Die wêreld doen baie om ons as kinders van die Here te beweeg om nie getuies te wees nie, om nie tot eer van die Here op te tree, om die Here te verheerlik nie. Hulle bedoel baie om ons standvastigheid los te maak onder ons voete en ons te probeer laat val en te struikel. Maar die Here sê, wees standvastig, wees onbeweeglik,
altyd oorvloedig. Mag u dit so wees en mag u ervaar die werking van die Here ook. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons weet dat u ons hiertoe roep en ook in staat stel, en mag ons dit altyd doen tot eer van die wonderlike naam. Amen.